Ek het 'n Saterdag my hoërskooldogter gevat vir hokkie. Sy het gaan kyk na haar maatjies. Nou, dit was reënerig gewees en ek was nou nie vreeslik lus gewees om in die reën en op die nat bankie te sit en kyk vir ander mammas en pappas se kinders nie. En toe het ek besluit ek gaan Spur toe gaan en ek gaan 'n ontbyt eet. En in die Spur was daar eintlik min mense gewees, maar so skuins oorkant my het 'n ouer paartjie gesit. En toe hulle kos kom, het hulle hoofde gebuig, hulle het mekaar se hande gevat, hulle het stil geword en hulle het gebid. Een paartjie bid in die Spur. Hulle word stil, vat mekaar se hande, buig die hoofde en bid. En daardie toneeltjie het my herinner aan 'n gesprek wat ek gehad het met 'n Vlaamse parlementslid. En hy het gesê, julle Afrikaners is vreemd. Toe ek vir hom vra nou, hoekom is ons dan so vreemd? Het hy gesê, dis hierdie gebid. Hy sê, julle bid vir ontbyt en julle bid by middagete, julle bid by aandetes. En tussenin is daar vergaderings en dan bid julle nog selfs by vergaderings. En hy sê toe, dis besonder vreemd. My reaksie daarop was gewees dat dit was daardie tyd met beerdkrag. En ek sê toe vir hom dat ek bid eerder in die donker as wat my treine betyds is en ek bid nie meer nie. Nog 'n Europeër, Noord-Tiroler, het rukkie terug hier by ons internskap gedoen. En hy sê toe ook 'n interessante ding. Hy sê, besef julle Afrikaners dat julle kan nie emigreer nie. En dit was vir my ook effens vreemd gewees en ek was nuuskierig oor, waarom dan? Waarom kan ons nie Europa toe emigreer nie? En hy gee toe 'n ongelooflike interessante antwoord. En ek dink dit hou verband met die gebid. Hy sê, want julle is te vry. Te vry. Dit is tog vreemd. En ek sê toe vir hom, maar jong, ek voel nie altyd vry nie as ek by die huis kom, het ek 'n kontrole of dat ek nie oopmaak en die aand sit ons alarm aan en dan is daar nog 'n sekuriteitsdeur in die gang. Mens voel nie vry nie. Hy sê nie, ek verwar vryheid en veiligheid. Hy sê, miskien is hy meer veilig. Hy sê, maar hy is nie meer vry nie. Toe ek vir hom vra daaroor, toe sê hy, so 'n bietjie van 'n filosofiese antwoord, hy sê hy mag nie wees nie. Hy sê, sy spesifieke Tiroolse identiteit word nie geag nie. Hy mag dit nie wees nie. Hy is 'n Rooms-Katoliek en hy sê sy geloofsidentiteit mag nie in die openbaar wees nie. Hy sê hy mag nie eens praat oor sy manlike geslagsidentiteit nie. Hy sê die wokeness maak hom dood. Nou dit is hierdie hyper-individualisme en dit veroorsaak dat hy nie vry is nie. Dit is iets wat ons moet omarm, ons moet dit vertroetel. Ons mag wees en daarom moet ons wees. Nou as hy sê, hy is nie vry nie, hy mag nie wees nie. Hoe lyk dit dan in die westerse wêreld? Hoe gaan dit in die westerse wêreld? En as jy kyk daarna, dan is dit eintlik nogal skrikwekkend. In Amerika was daar so 20 jaar gelede, was ongeveer 80% van Amerikaners Christelik. Hulle self as Christelik beskryf. Nou is dit ongeveer 65%. Dis nog relatief baie, maar dit het ingrypend
geval. As jy byvoorbeeld kyk wat gebeur in Engeland, dan sien ons so plus minus 20 jaar gelede was so wat 75% van Engelse het hulle self as Christelik beskryf. Nou dit het nou geval na 45%. As jy kyk na Australië, dan sien jy so ongeveer 20 jaar gelede was so wat 70% van Australianers hulle self beskryf as Christelik. Nou dit geval na hier ongeveer 40%. As jy kyk na Nederland, wel, dit gaan eintlik al lank sleg met hulle. So 20 jaar gelede het ongeveer net 40% van Nederlanders hulle self nog beskryf as Christelik. Dit het nou geval na 30%. Nou, dit is 'n absolute slegte tendens. Die kommerwekkende is dat indien daar geloofsvakuume begin ontwikkel, want ons kan gaan kyk daar, die groot groei in daardie spesifieke lande is ongelowig, geen geloof nie. So dit beteken 'n geloofsvakuum ontstaan. En dan sien ons waar daar 'n geloofsvakuum ontstaan, word daardie vakuum met 'n aggressiewe godsdiens gevul. En dit is nogal iets wat ons nou raak sien in Engeland, in die res van Europa. Ons sien hoe aggressiewe godsdienste daardie vakuum begin vul. En dan is daar iets anders wat ook ongelooflik interessant is. En dit is dat daar is 'n direkte verband tussen die geboortekoers en ook dan die vlak van geloof. Wanneer gelowig? Hoe kleiner die geboortekoers. Dit is asof veral, ek dink in die westerse wêreld, mense so geïndividualiseer word, die hyperindividualisme, dat ek sê, dat ek het nie plek vir kinders nie. Ek het nie meer plek, ek het nie tyd vir kinders nie. Ek het my eie ding wat ek eenvoudig moet najaag. Wat jy eintlik sê is, ek het nie plek vir die toekoms nie. Maar die toekoms gaan gebeur. Net sonder jou samelewing. Nou dit plaas 'n ongelooflike groot vraagtekens op hierdie beskawings. En is bekommerd oor waarheen is hierdie beskawings op pad. Dit lyk nie goed nie. Mens mag maar bekommerd wees daaroor. As jy praat van terwille van my kinders, en jy kyk na hierdie samelewings, en jy sê ek trek soontoe terwille van my kinders, dan moet jy ook maar daardie lyntjie net vorentoe trek. Dit was 20 jaar wat ek nou geskets het. Hoe lyk die volgende 20 jaar? Die prentjie onder Afrikaners lyk wel anders. Die onlangse opname van die Betereinders, en dit is 'n onafhanklike opname gewees, sê dat ongeveer 90% van Afrikaners beskryf hulle steeds as Christelik. Dit staan absoluut teen die res van die westerse wêreld. Ander opnames wys 93%, selfs tot 95% van Afrikaners wat hulle self steeds as Christelik beskryf. En die interessante ding is, as jy gaan kyk na jong mense, dan sien ons dat jong mense is presies dieselfde. Van die opnames wys selfs effens hoër getalle onder jong mense. En dit is 'n klein noot wat ons moet beskerm. Dis iets anders, dis iets besonders. Maar daar is geen rede waarom Afrikaners nie die tendens in die res van die Weste gaan volg nie. Daar is dus 'n verantwoordelikheid op ons om hierdie klein noot te beskerm. Natuurlik was daar groot versplintering onder gelowiges, onder Afrikaners, verskeie kerke. Dit het absoluut opgebreek, is nie net meer hierdie tradisionele kerke nie. Natuurlik is kerkbywoning nie dieselfde as ek sê ek is 'n Christen nie. Maar dit is 'n totale ander syfer as die res van Europa. En daardie totale ander syfer moet ons net nooit as vanselfsprekend aanvaar nie. En dan is daar wel 'n ander interessante ding. As jy kyk na die res van Suid-Afrika, en ek gaan vergelyk daardie syfers van die res van Suid-Afrika met die res van die westerse wêreld,
Dan sien ons iets anders. Ek het ook gaan kyk na 20 jaar gelede. 20 jaar gelede het ongeveer 78% tot 80% van Suid-Afrikaners, is nou breër as net Afrikaners, hulle self as Christelik beskryf. Nou beskryf ongeveer 80% tot 83% hulle self as Christelik. En dis 'n interessante tendens. In Suid-Afrika hou die idee van ek is 'n Christen hou. En dit is ook iets positief. Dit is ook die rede waarom professor Pierre de Tooy vir Solidariteit in 'n verslag gesê het, indien daar uitgereik moet word tussen groepe in Suid-Afrika, moet dit wees op grond van Christelike, konservatiewe, sosiale waardes. En dit is nogal iets uniek. Dit is nogal iets besonders hier in ons land. Ons eie mense, Afrikaners, oorweldigend Christelik, maar tog ook in die res van die land, wat 'n potensiaal skep van saamwerk. En daarom is dit ook so, dat horisontale verhoudings in Suid-Afrika is eintlik nog besonder goed. En ek dink, dit is waarskynlik die rede. Dit is waarskynlik die rede. Horisontale verhoudings, nog steeds relatief goed. En ek dink dit is ook die rede waarom Julius Malema se haatpolitiek nie populêre steun kry nie. Daarom bly hy maar 'n relatief klein partytjie. Dit is nog iets, 'n klein noot wat ons ook in ons land moet beskerm. Beteken dit as jy sê dat ek is Christelik, ek is wie ek is, ek het 'n identiteit waarin ek geborgenheid voel, ook 'n kulturele en taalidentiteit, dit wat die Suid-Tiroler, die Noord-Tiroler gesê het, hy het nie, beteken dit jy sit jou deur een kant in 'n hoekie, jy isoleer jouself. In 'n boek, The Jewish Phenomenon, word daar geskryf oor Joodse identiteit. En die interessante ding wat hulle daar sê is dat hoe nader 'n Jood aan sy identiteit, geloof en Israel is, hoe meer neem hy deel aan sy moederland. Wat ons daaruit leer is, geborgenheid in jou identiteit en jou geloof stel jou juis in staat om deel te neem aan die groter wêreld rondom jou. As jy dus volgende keer daar in 'n restaurant sit, en jy sit met jou gesin daar, jy sit met jou familie daar, jy kan maar gerus jou kop laat sak, jy kan maar gerus hulle hande neem, jy kan gerus stil word, en jy kan bid. Die parlementslid het vir ons gesê, dis vreemd. Mag ons vreemde gewoontes beskerm. Op Solidariteit se YouTube kanaal is daar wonderlike inligting en nuus en video's en natuurlik die potsending, die Solidariteit wêreld met al sy episodes is daar. Ons vra of julle volg Solidariteit se YouTube kanaal en wees ingelig.